Once there lived a man called Barend Swef Arend who loved going on adventures and writing about it. He wrote of far-off lands and the fantastic things he discovered there. His wonderful collection of souvenirs had the most intriguing anecdotes to go with them. He even authored a book called Encyclopedia for the Explorer, a handy guide to learn about generally unknown subjects. But it was when he started writing about a mysterious island called Truffes that his reputation came into question. Not only did he claim to have bravely fought fantastic monsters and dragons there, but he urgently warned that the whole world is in danger from what is going on Truffes. Apparently it is being used as a base by a monstrous being called Madman Eus, and the monsters and dragons are his creation to make sure that anybody who discovers the island isn't likely to live to tell the world about what they saw there. The experts of the time made Barend's claims off as impossible. Some claimed he was desperate for sensation, while others hinted at insanity. It wasn't surprising that soon Barend found it impossible to find a publisher for his writings. Nobody would take him serious anymore, and his stories was viewed as exaggerations at best. As time passed, all of his old things just ended up down in the basement, where it became forgotten under dust. But there is one person who rediscovered some of it from time to time. It is I, his grandson Kevin, who had remembered all the fascinating stories Grandpa used to tell about every item regarding where it's from, or how it was obtained, or some kind of magical qualities it possessed. And Grandpa's journals and diaries was the most inspiring material my young mind ever read. A feast for the imagination. It inspired me to go on my own adventures and write all the highlights of my life down in my journals. This enabled me to relive any point in time from my life that I wished to. In fact, I became so fascinated with revisiting points in time that I felt soon I could, not just in my mind, but physically travel back and forth in time once I knew the principles on which time functions. There is of course another reason why I feel it important to master time. It is that I hope to have victory over those who have used my own future technology to manipulate me according to their wishes. Yes, that's a complicated story. So perhaps we should start at the beginning. Once upon a time there was me, Kevin, Major Blafinski, my best buddy, and Robbie. Robbie was the first robot I ever built. His main task was to mix me a glass of cold drink whenever I wished for one. Unfortunately, he got a short circuit and then exploded. But the dream remained that one day I would be able to create robots that will make life so much better for people. You know how people are just always too busy working for an income, to the point where they just never have time to do the things they enjoy, or to work on developing their talents and answering their true callings? Well, at some point I had the idea that all they would need is one of my programmable workbots that can be trained to do the job in their stead. Instead of themselves, they can then rent out these robots to perform jobs and earn a good income from the labor of the robot. This should leave the humans with a lot of free time to pursue their life dreams. Yes, there's probably a lot of reasons why this wouldn't work. But when you're still young and ambitious, nothing seems unovercomable. What would happen to these plans of mine, though? Well, let's get back to the story of my life.
Kom aan, wakker word, sekretaris Bot. Goeiemôre Kevin, so lyk jou dagboek vir vandag. Eerstens wou jy alle nuwe idees waarvan jy moontlik in die nag gedroom het bywerk. Ja, die nuwe Robbie wat ek gaan bou moet 'n derde oog bykry sodat hy 4-dimensionele sig kan hê. Ek sien baie uit daarna om 'n nuwe boetie of sussie te hê. Volgende opvangoggend se program is klavieroefen. Daarna moet jy 'n stewige ontbyt gaan eet. Volgende moet jy die katte gaan melk gee. En nou moet jy ry en jou pa se skape uit die kraal gaan jag en veld toe neem om te gaan by. Hey, die stop. Veld toe met julle. Wat? Goeieste, ek sal vir hom sê. Kevin, jou pa het vir jou 'n belangrike boodskap gelos. Mense se vee is aan die verdwyn. O aarde. Jy moet asseblief vir die volgende ruk die hele dag die skape oppas en ook langs die kraal gaan slaap tot verdere kennisgewing. Ek maak so. Ai, maar dan sal Robbie 2 ongelukkig maar eers bietjie moet wag. My father, Pieter Franciscus Swift Arendt, is a man who treads deep footprints in the airspace. His love for flying contraptions has already helped him to reach numerous new heights. At this stage, he's also a very busy man. He is busy with the building of a flying vehicle for a computer company. At the same time, he is also building a new factory building to accommodate such projects. But lately, a worrying matter has reared its head. Numerous people just disappear without trace or tiding. Father flies rounds regularly now to help look for them from the sky. Sjoe, dit was nogal vermoeiend om die skape die hele dag op te pas. Dankie tog, is nou tyd om die skape te gaan toemaak vir die nag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die radio het daarom so bietjie gehelp om die tyd te verwyl. Ek wonder wat hulle nou op het. Thank you for tuning in. Next we'll be listening to Barint Swift Arendt Jr. with the #1 hit, Nobody Can Change Me. Yes, this song is still at #1 on the top 10 hit list of the week. Hey, dis my broer die popster waarvan hulle praat. Hulle speel sy goed nou weer nogal baie. Here it comes. Nobody can change me. Every time I go to bed, you all seem to find a way into my head. I'm just so fed of you and everything you do. You keep on occupying me when I need to rest. You always take the best of me, so for once accept my way. You lead the way, just seek the road. Destination away, you stay behind. I'm cruising forward now, so understand this thing of the past is about to blow. If I see you again, it might be too soon. You animate my world, and everything inside. I wish I knew what I can do, but you're graduated all. It's just a matter of time. Rub me away from you, I don't wanna stay. Yeah, but I ain't gonna change. And I just wanna be free, be me. My skapewerk gee my heelwat nuwe idees vir Robbie. Wat? Robbie, waar's daai plan? Robbie! Ag nee. Majoor Blavinski, het jy lekker geëet aan my robotplan? Bring die ding hier. Laat ons maar sien wat kan ons red. Gee.
Majoor, nuwe reël, ons verskeur nie robotplanne nie. Hoor, ek dink nie jy kry heeltemal die boodskap nie. Toe maar, dan kom werk ek nou maar op die huis se dak waar niemand my goed kan bykom nie. Ek dink in 'n geval nou Robbie moet eerder 'n skaapwagterbot wees. Iets soos 'n beweeglike rekenaar waarop inligting oor elke skaap gestoor kan word. Die robot moet help kophou in die besigheid. Aan sy voorkant sal 'n kamera wees wat as sy oog dien. Dan moet hy net slim genoeg wees om 'n skaap te herken as hy een sien. So kan hy al die skape tel soos hulle die kraal binnekom en 'n database opbou met inligting oor elke skaap. Ag, maar nou ja, dis dan nou seker maar tyd om te gaan slaap by die skape voor iemand hulle steel. Dis nog vroeg, maar ek sal maar nog 'n bietjie radio luister. I feel your presence as I close my eyes. Hey, dis alweer een van Barend se treffers oor die radio. Hy raak net al hoe meer gewild. Ja, waar's die dae wat hy met pa se beeste geboer het en gedink het hy gaan musiek net as 'n stokperdjie doen. Hy moes geweet het, die hooikoors wat die veld hom so gee is 'n teken. Skielik nuwe deure vir hom oopgegaan. Wie kan dit nou wees? Net 'n oomblik. Kom maar in. Goeienaand. Goeienaand meneer, ek lewer net hierdie brief af. Nou wat kan dit nou wees die tyd van die nag? Geagte meneer, jou skape word hiermee gekonfiskeer om as voedselbron te dien vir mense wat aan 'n beter wêreld werk. Moet dus nie skrik as hulle van vanaand af begin verdwyn nie. Totsiens, MU. Nou hoorie, wie is hierdie voorbarige MU wat jou met so 'n voorbarige brief na my toe stuur? Ag nee, jy moet my sommer nou kom wys wie's dit. So jy sê die ou het jou gestuur omdat hy self te besig is vanaand om kos te versamel vir die Beter Wêreld projek? Die Beter Wêreld projek, ja. Wat is dit? 'n Nuwe ideologie? Daar's hy wil daar inbreek. Is dit hoe hy kos versamel? Hy steel dit oral? Terug, hy's nou gevaarlik. Laat ons bietjie hoor wat hy te sê het. Hey, wag daar! Ons wil net met jou praat. Hardloop. Wie is jy en waarvoor wil jy my skape hê? Stop, moenie toesluit nie. Ag man, Hy het weggekom. ongelukkig ja. En nou gaan ons hom nie sommer weer maklik kry nie, want nou weet hy hoe lyk ons en hy weet hoe lyk ons kar. Dit sal nie help as ons hom verder probeer jaag vanaand nie. So, wat gaan ons nou doen? Wel, ons weet in watter area hy nou is. Kom ons gaan leen gou 'n ander kar by my oom wat hier naby bly. Hy kan ook die polisie bel om bietjie te kom patrolleer in die area. En as ons twee met 'n onbekende kar ry, dan sien ons dalk weer hierdie ou wat dink hy gaan sommer my pa se skape afvat. So ja, die polisie kan nou die omgewing beveilig en ek dink ek gaan terug skaapkraal toe, in geval die booswig wel daar toeslaan. Ek hoop my skape is nog veilig. Hoopelik was daar nog niemand hier nie. Maar hoekom klink hulle vir my so? Ekskuus, ek dink ek hoor Daar's dalk iemand in die binne. kraal. Laat ons bietjie sien. Daar is hy. Sst, ons moet hom verras. Gou, gaan agter hom. Wat gaan ons doen? Ons klim af in die kraal en begryp hom so stilletjies as moontlik. Kom gou af. Ek is bang. Stilletjies. Daar gaan hy. Stop jy. Is jy in nie? Kom, ons moet hom vang. Wat gryp jy daar? Die wapen. Dis net sy jas. Hey, stop jy nou. Vir wie steel jy so agter? Vir jouself of vir iemand anders? Gou, klim in die kar. Ja, goed. Gou. Ja. Kom, Snyfie. Ja, kom. Waar is hy nou? Ek weet nie. Is hy dalk hier binne?
Nee, Wat sien jy daar? daar's niks hier binne nie. En daar oorkant? Wat lê hier? Die fiets waarmee hy gery het. Hy het die fiets sommer net hier gelos. Hy is seker te voet verder. Ag nee, hoe kan hy enige plek wees? Maar hy moet seker nog hier naby wees. Hey! Help my op, laat ek op 'n les gaan hier. Wag maar net, vir jou gaan ons vang. Kom Snyfie, Waar is hy nou? ek dink hy's in die veld in. Dis jammer, ek wil die vark nog 'n pak slaag gegee het. Toe maar wat, ek dink ek moet my motorfiets gaan haal en dan soek ons hom daarmee. Gaan staan jy asseblief wag na by die skaapkraal tot ek terugkom. Ek wens ons kon iemand kry wat 'n diep passie het vir robotte, wat graag hierdie vuil werk sal doen. Jy gaan wegkom nie. Waar is hy nou, Snyfie? Dink hy's hier langs. Nee, ek glo nie. Ek dink hy het 'n wegkruipplek gekry iewers agter Ons ons. sprei uit. Ek sal die kant gaan soek. Goed, ek gaan hierdie kant soek, maar wees versigtig. Nou het ek jou. Die beter loop Snyfie is maar net bewusteloos. Bly jy daar. Hey, gee gou jou water aan. Gee vinnig. Snyfie is flou. Dalk help dit as ons sy gesig bietjie afkoel. Lewe jy daarom nog, Snyfie? Net. Kom ons vat hierdie booswig na my huis toe dan. Laat kom ons die vang waar. En baie dankie jy vir jou water. Ek dink ons konfiskeer hierdie misdadiger se jas vir jou vir 'n beloning. Dis jammer, dit is al wat ons kan konfiskeer. Nieuwe jas. Het is zo mooi die nieuwe jas. Het is zo mooi. Die jas is zo mooi die nieuwe jas. Ek is baie bly om dit te hoor. Nice. Kom hier, meis. Ek het goeie nuus. Ek
aanneem dit is amper voltooi, dan kan jy met jou werk begin. Maar nou is dit eers tyd vir 'n sending. Kry lekker saam met my. Dat is de story. Astoria hoor hier. Ag, ou majoor Blafinski, ek is so bly dat die dief niervreter is in die tronk en my robotplanne vir my skaapwagterbot is klaar. So kom ons vier dit met koek en tee saam. Dis seker Dagga-syper. Kom in. Is jy die man wat my pa gestuur het om bietjie te kom help? Ja, dis ek. Dankie dat jy gekom het. Hallo. Ja, dit het maar 'n bietjie rof gegaan die laaste tyd en ek moes die skape die hele nag oppas. Majoor Blafinski sê ook hallo. Hallo, majoor. Nou ja, sal jy bietjie 'n oogie hou oor die skape. Gaan loop gou 'n draai, Blafinski. Ek en Blafinski moet net eers so 'n paar ure rus. Ja. Kan jy hom gou weer laat inkom asseblief? Ek kry nie die hond nie. Maar waarvan praat jy nou? Hy moet mos daar buite wees. Waar is hy so skielik heen? Kyk hier die spore. Iemand het hier geloop. Ag nee, moet my net nie sê hy's nou weer 'n skelm wat vir Blafinski ontvoer het nie. Kom help my gou soek. Hulle kan nog nie baie ver wees nie. Kyk daar. Daar hardloop iemand met hom. Kom. Het jy 'n hond gehoor, Chang? Ja. Majoor Blafinski is hier binne. Kom, ons kop hom op. Daar is hy. Maar dit lyk aan soos niervreter. Ek dog hy's in die tronk. Toe maar, hou jy net aan hardloop. Ek sal hom ophel. Ja. Kom kind, ekskuus hoor. Ja. Kom aan! Ja, kom. Kom. Hoop 6, 3, joggie met 4. Snuifie, nee. Weg is hulle al twee. Wat gaan hier aan? Het hulle dan nou saamgewerk? Wat doen ons nou? Kom ons soek hulle hierdie kant toe. Wie sê? Snuifie, Snuifie, man. Wat doen jy? Kom hier, meneer. Wat gaan met jou aan, Snuifie? Pas op waar jy slaan. Snuifie, hoekom werk jy nou vir die bose? Snuifie! Stop het, Snuifie! Wat daar? Snuifie? Nee, lyk my hy's bewusteloos. Kom ons gaan sluit hom toe in die skaapwagters woonstel. Ek kom nou. Majoor Blafinski, is dit jy? Ek so bly om te sien jy's veilig, ou dier. Kom hier so. Kom ons gaan kyk of ons iets kan uitvind by Snuifie. Dagga-syper, lyk dit of die skape nog hier is? Ja. Dis goed. Ek dog dalk het hulle ons net probeer weglok hierso en dan kom steel iemand intussen die skape. Dagga-syper, ek kom! Los van my! Wat doen jy? Hou net so van hom op Dagga-syper. Ek net die manier om sy gedrag te verbeter. Daar klim hy. Jammer, Blafinski, jy maak my te stadig. Hou vas, Majoor Blafinski. Ek kom. Klim jy aan, Dagga-syper. Ek sal vir Blafinski kry.
So ja. Hierso daggasyper, help 'n bietjie. Slyfie, wat is jou storie? Hey. Hierdie broeisel gaan nog selfs beter wees. Dit het reeds so goed gewerk op Snyfie. En nou gaan ek dit vervolmaak. Broeselkie, ek koop jou. Loyaliteit, want jy gaan my help, die wêreld oorleef. Wat is nou nog iets? Steel geld, steel geld, steel geld, steel geld. Sies tog, ek hoop daggasyper is gesond. Ek wonder wat het hom so sleg laat voel dat hy sommer net wil gaan rus. Gelukkig kan ou David my daarmee help die lammetjies voer. Die geld. Ek gaan hom vat. Niemand sien my. Net die hond. Die hond kan nie vir iemand sê nie. Hallo? Hoe kom jy vanaf so my gaan kry? Asof jy nie weet nie, jy dan self so mooi aangetrek. Ons hou 'n geldfees vandag ter ere aan geld. Kyk hierso wat 'n wonderlike feesmaal het geld vir ons gekoop. Ek hierdie lekker kos. Alles te danke aan geld. Geld kan verruil word vir goedere en dienste. Maar nou wil ek eers vir Blavinski ook kos gee. Wanneer kom die eerste gas? Klink my daar's die eerste gas nou. Gaan berg gou hierdie hondekos, dan maak ek vir hom oop. Ek kom. Hallo, wie is jy? Meneer Superkoen. Aangenaam, stap maar deur, die feesmaal is gereed. Kyk die lekker kos. Hulle is lekker. O ja, ek wou nog vir die hond kos gee. Maar dit lyk my hierdie kos is nou minder. Ag, ek verbeel my seker maar net. Blavinski. Ja, kom. Hallo, stap maar deur, die feesmaal is gereed. Maak julleself so lank tuis. Hallo, stap maar deur, die feesmaal is gereed. Nou ja, kom ons vier daardie verleidelike ding. Man, ek kom nou. Hallo, jy's reeds laat, ons het al begin. Stap deur. Nou ja, kom ons vier daardie verleidelike ding. Geld is so lekker. 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 Geld is baie lekker, ja. Geld
is baie lekker, geld is so lekker. Geld is 'n lekker ding, dit laat jou hart skoon sing. Dit is soos 'n wensgees wat bewaarheid bring. Wil jy iets hê? Laat geld dit vir jou koop. Cha-ching, dit gee jou mag, jy raak verslaaf, en dan kom die dag, wat jy graag jou siel verkoop vir meer en meer. Jy steel geld en begeer en steel, nog meer en meer. Geld is so lekker, 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 geld is baie lekker, ja. Geld is baie lekker. Geld is so lekker. Dit hier energie, die lewe op aarde. Kunstmatige cijfers met kunstmatige waarde. Dit laat jou hart schoon bokspring en nog bokspring en dans. Iets wanneer je ook kijkt, laat al jy jou gas snel op om die gouden eiers in te halen. En dan besef je dit al zo ver geval. Jy is allemaal, jy ken net die prijs. Die prijs van alles, maar die waarde van niks. Betaal jou belastingslaaf. Dis waarvoor jy spaar en jouself afsloof. Beleg in die transacties om belasting te betaal. Zodat vijanden en duivels op jou voorspoed hanteer. Geld betreft jou eie ondergang. Oorlogsiekeriene, corruptie en nog meer. Dit komt daarop neer, jy is jou eie held. En geld asseblief, toch geen wijs met jou geld. Geld is so lekker, geld is so lekker. Nee, nou is ons daar maar te moeg en honger om verder te dans. Gelukkig is daar iets wat help krag te herwin. Kos! Dis reg, en wat koop vir 'n mens kos? Geld is so lekker, 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 geld is baie lekker. Dankie toch vir geld. My geld is weg. Het jy dit gevat? Nee, Ja, jy het dit gevat. Nou jok jy daaroor. nee, Dit was jy. Ja, dat was jy. Jou dief. Dankie, koffie sal seker lekker wees. nee. Kom terug. Skelm. Majoor, kom ons gaan vang hom. Daar's jy! Voel jy 'n beklemming om die hart? Ek weet wat sal help. 'n Heerlike strelende sigaret. Oh, Rase, dat veel sokken. Kan hulle net sien by die loop? Waar is hy? Waar is hy? Jy's net betyds vir 'n lekker beker koffie met 'n bietjie byt in. Ag nou ja, nou werk ek maar weer alleen hier by die skape. Ek wonder wat is die skielike persoonlike redes waarom Dagga Syper so skielik geloop het. Amper asof hy bang is vir iets. Ek hoop nie hy het dieselfde onverklaarbare ding oorgekom as Snuifie nie. Ek wonder nog steeds wat het daar gebeur.
Hier's definitief iets baie snaaks in die lug. Ons sal op ons hoede moet wees. En dit nou? Lyk vir my jy's op pad om te lam, oei. Dis nou 'n stukkie goeie nuus. Wel, geniet die wonder van geboorteskenk. Lekker slaap, julle klompie. Hup. Ag nee, wat het nou weer van my geld geword? Het lyk al nie so baie daarvan weg. Ag nee. Dis al wat oor is, net 'n paar munte. Ag nee, so gaan dit nie werk nie. Net soos daai robotplanne van my wat ek nou net nêrens kry nie. Iemand moes dit opgevat het. Ons sal maar baie lig moet slaap vanaand as daar soveel diewe hier rond is. As ek nou ooit kan slaap. Ek sal maar skape tel. Ag nee, wat's dit? Toe maar, klink my dis sommer net 'n uil wat op die dak kom land het. Of kan dit dalk wees dat die uil ons kom waarsku het teen gevaar wat aankom? Daar skrik die skape ook nou vir iets. Ag nee. Ons sal moet gaan kyk wat daar aangaan. Ek sal net baie versigtig moet wees. Ja? Waarvoor het julle so geskrik, my diere? Nee, alles lyk in orde in die kraal. Ek wens net ek het al my skaapwagterbot klaar gebou gehad. Hy sou hulle met 'n infrarooi oog kon dophou deur die nag. Verhaal, soms maakt het jou mal. Die lewe bly onder, die spoor as jy onder, jy's baie bekommerd, dan is jy hier bly en vry. Tyd sal ons leer, om altyd weer te probeer. Dis lekker, dis heerlijk, dis so begeerlik, en wêreld van minder verleerd met my. Ek soek, ek ondersoek dit. As grappig is, wonders en kennis geniet, wie is blij.